Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Dit moet so asof daar so iets simbolies is aan die eerste Sondag na die lang skoolvakansie. Dis asof mense nou regtig besef dat die jaar is nou aan die gang. Ons is terug by die werk, kinders is terug by die skool, ons is terug in die gewone roetines van elke dag en nou is ons terug by die kerk ook. Dis gewoonlik mos hierdie tyd van die jaar wat ons vra soos watter soort mens wil ek hierdie jaar wees? Watter soort gemeente wil ons hierdie jaar wees? Wat is die goeders wat ons dalk anders moet doen of beter moet doen of moet los of whatever in hierdie jaar? Gewoonlik is die antwoorde dan goed soos ons moet meer lief hê of ons moet meer verwelkomend wees teenoor mense of ek moet meer getrou wees in die goed wat ek doen soos om in my werk of in oefening of kerk toe gaan of wat dit ook al mag wees. Meer committed wees. Nou dis alles belangrike goed, maar in vandag se teks is dit asof Paulus ons in die rede kom val terwyl ons dink en praat oor hierdie vraag. Dis asof Paulus sê, dis goed om hierdie vraag te vra, maar dis nie waar ons moet begin nie. Daar is iets anders wat ons eers moet hoor, voordat ons begin dink en praat oor hierdie vraag. Dis soos die fondasie van 'n huis waarop gebou moet word. Jy kan mos nie bou voordat die fondasie nie ordentlik is nie. As die fondasie nie ordentlik is nie, dan gaan die mure later begin kraak en dit gaan nie goed wees nie. So Paulus sê vir ons, daar's 'n fondasie wat eers in plek moet wees voordat ons kan begin bou met die goed wat hierdie vraag vra. So voordat ek nou vir Paulus lees, wil ek net eers een ander vers lees. Vers Johannes 1 vers 16. Johannes skryf hier oor Jesus en hy sê uit sy volheid, uit Jesus se volheid het ons almal genade ontvang, genade op genade. En dan is dit asof Paulus vir Johannes antwoord in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Hy skryf, want uit hierdie genade is julle verlos deur geloof. En juist dit kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Genade en geloof is 'n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werk wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. So in hierdie teks begin Paulus nie by die goed wat ons moet doen nie. Hy begin by dit wat klaar vir ons gedoen is, klaar vir ons gegee is. Hy begin by die fondasie wat klaar gebou is. En daai fondasie is genade. So dit is belangrik om op te let die volgorde van die goed wat Paulus in die teks noem. Die eerste ding wat hy noem is genade. Hy begin by genade. En hy sê, daar's niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. Geen goeie werke of prestasies of enigiets gaan maak dat ons dit kan verdien nie. Dis 'n geskenk van God af. Dis die fondasie waarop gebou moet word. En God gee hierdie fondasie vir ons verniet. Die tweede ding dan is geloof. Geloof is 'n reaksie op die genade wat van God afkom. So ons behoort eers aan God, ons ontvang eers genade en dan glo ons aan God. Ons behoort eers aan God voordat ons glo in God. En dan die derde ding wat bykom is dan 'n goeie werke wat daarop volg. En ons doen nie goeie werke omdat ons iets wil bereik of iets wil verdien of in God se goeie boekies wil kom nie. Goeie werke vloei uit genade en geloof uit. Dis iets wat ons doen omdat ons dankbaar is vir genade en geloof. So genade is die fondasie, geloof en werke bou dan op die fondasie. En dis nogal 'n belangriker volgorde as wat ons mag dink. Want ons is geneig om die volgorde om te keer, om dit andersom te doen. Ons is geneig om te wil begin by die goed wat ons doen. En ons wil dit doen omdat ons goed genoeg vir God wil wees. So ons moet meer liefde uitleef, ons wil meer verwelkomend wees, ons wil meer getrou wees, ons wil meer geld gee, meer kerk toe gaan, meer mense help, sodat ons goed genoeg kan wees vir God. Sodat ons beter Christene kan wees. Nou natuurlik is daar niks verkeerd daarmee om hierdie goed te doen nie. En is ook niks verkeerd daarmee om daarna te streef om dit beter te doen nie. Maar die probleem is dat as dit ons fokus is, dan probeer ons op die oomblik al hoe harder om hierdie goeders te doen. En as ons dit dan nie reg kry nie, dan plaas dit net nog meer druk op ons. Dit veroorsaak teleurstelling, dit veroorsaak skuldgevoelens.
En ons dink dan maklik, ons is nie goed genoeg vir God nie. Ons is nie goed genoeg Christene nie. Nou, ek lees onlangs van 'n predikant wat al 11 jaar in 'n gemeente is. En sy vertel dat sy agtergekom het en begin besef het dat die ding wat hierdie gemeente van haar baie goed doen, is dat hulle is goed daarin om lief te wees vir mekaar, lief te wees vir mense. En sy sê dan, dit is nie omdat liefde die fokus in die gemeente is nie. Dit is omdat genade die fokus van die gemeente is. Want as liefde die fokus was, dan sou hulle mekaar gereeld teleurgestel het, want ons sukkel maar om liefde uit te leef. En sy vertel dan dat hulle toe nou op 'n stadium, het hulle 'n bietjie vir mense wat al langer en nuwer in die gemeente is, gevra het, maar hoekom is hulle deel van die gemeente? Hoekom bly hulle deel van die gemeente? En die antwoorde wat die mense gegee het, was goed soos, die gemeente is inklusief, almal is welkom in die gemeente, jy hoef nie op 'n spesifieke manier te glo in hierdie gemeente nie, 'n voorgeskrewe manier te glo nie, die erediens en die sang is lekker, so, hulle het sulke goed genoem. En sy besef toe, maar dis wonderlik dat die mense die gemeente so beleef, en dis vir haar ook lekker om die goed so te beleef, sy hou ook van al die goed, maar sy dink is ook belangrik vir die mense om te weet, dat daar gaan oomblikke wees, wat mense in die gemeente mekaar gaan teleurstel. Dat die gemeente nie aan mense se verwagtinge gaan voldoen nie. Dat iemand iets gaan sê of iets gaan doen waarvan jy nie gaan hou nie, wat jou selfs gaan kwaad maak. So die vraag is dan, gaan jy bly in die gemeente as so iets gebeur? Want as jy kies om weg te gaan, dan gaan jy ook mis hoe genade en liefde die gemeente by mekaar hou, ten spyte van die foute wat hulle maak, ten spyte van die verskille tussen hulle. Nou, einde verlede jaar het ons vir julle gevra om 'n vraelys in te vul oor ons gemeente. Ons het dit gedoen, omdat ons wou dit gebruik vir 'n bietjie beplanning, ons wou 'n bietjie evaluering doen, ons wou kyk, is ons nog besig met dit wat God wil hê ons moet mee besig wees. En die antwoorde op die vraelys, dit het eintlik vir ons 'n bietjie moeilik gemaak, want die antwoorde was oorwegend positief. Omdat dit almal het gesê, hulle voel welkom in die gemeente, hulle hou van ons eredienste, hulle hou daarvan dat niemand weggewys word by die gemeente nie, dat almal aanvaar word en so aan. En dis vir ons wonderlik om dit te hoor, en dit is vir ons goed om dit te hoor, en ons het besef, maar ons gaan moet aanhou om dit so te doen, ons gaan moet aanhou om hierdie goed vol te hou, en daarop voort te bou. En dis wat ons dan ook hierdie jaar wil doen, en ons gaan ook goed in die gemeenteprogram inwerk, om dit te versterk, om die goed te versterk, en ook ander goed inwerk, wat julle vir ons uitgewys het. Maar ek het toe begin verder dink hieroor, en ek het besef, veral ook hier in die vakansietyd, toe ek nou regtig tyd gehad het om bietjie oor hierdie goed te reflekteer, dat ek wil nie hê dat julle in die eerste plek deel moet wees van die gemeente oor hierdie goed nie. Ek wil hê julle moet eerstens hier wees, omdat julle genade in hierdie gemeente beleef. Want ons gaan foute maak. Ons gaan mekaar soms teleurstel. Iemand gaan dalk iets doen of iets sê wat jy nie van hou nie. Ek gaan dalk in 'n preek iets sê wat jou kwaad maak of wat jy nie van hou nie. Ons sing dalk 'n lied wat jy nie van hou nie. Die klank is dalk nie reg nie, jy kan nie hoor op 'n Sondag nie, en dinge gaan verkeerd. En die vraag is dan, sal ons dan nog steeds genadig met mekaar wees as hierdie goed gebeur, soos wat God genadig teenoor ons is? Sien, genade skep 'n omgewing waar ons mekaar aanvaar, waar ons mekaar vergewe, waar ons mekaar liefhet, waar ons mag foute maak. Genade gee vir mekaar ruimte. Genade bring verligting. Genade laat mense ontspan, laat mense asemhaal. Efesiërs 2 aanvaar dat nie almal van ons perfek is nie. Dat ons foute gaan maak, maar dis oukei, want genade is genoeg. Paulus som dit ook mooi op in 2 Korintiërs 12 vers 9, waar hy sê
dat Jesus se genade is vir ons genoeg. Jesus se krag word in ons swakheid volbring. Genade wag nie vir ons om alles reg te kry nie. Genade ontmoet ons veral wanneer ons dinge nie reg kry nie. So mag ons hierdie jaar, wel eintlik elke jaar, 'n gemeente wees wat nie net lief is vir elke mens nie, maar wat ook genadig is met mekaar. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir genade wat ons vooraf gaan, wat ons dra wanneer ons moeg is, wat ons weer by mekaar bring aan die begin van hierdie nuwe jaar. Leer ons om te leef uit dit wat reeds gegee is, nie uit vrees om te misluk nie, nie uit die druk om reg te wees nie, maar uit vertroue in U liefde en genade. Waar daar krake in ons lewens is, kom vul dit met U teenwoordigheid en genade. Waar ons teleurgesteld is, in onsself of in ander, kom herinner ons aan genade op genade. Gaan saam met ons in die week wat voorlê, in ons huise, ons werk, ons skole, ons verhoudings, en maak ons oop vir die stille werk van U genade, sodat liefde mag groei. Amen.